Goeienaand, wat 'n voorreg om op hierdie pragtige Dinsdag aand so saam met jou te kan kuier. En ja, dit was 'n besonderse besige dag en ek glo jy het ook lekker gehardloop op en af. Vanoggend vroeg by die Bybelgenootskap ons hoofkantoor in Kempton Park gewees en daarvan af Loftus toe. My seun het daar rugby gespeel vanmiddag. En ja, en besig om maar dingetjies agter mekaar te kry. Ek dink elkeen van ons se programme, as jy terugkyk op die dag en sê, waar's die ure heen? Wat het geword van die dag? Waar's hierdie jaar sover? Ek meen, hier is op die punt van Junie maand en kan jy nou dink ons is in die helfte van die jaar. Baie welkom, is lekker om saam met julle te kuier. Willie, goeienaand. Elise, hi. Kobus, Mariska, Marika, Agnes. Ek sien nie soos mense uit Namibië, welkom, daar uit Keetmanshoop. Lekker om vanaand saam met julle almal te kuier en ek weet sommer dat jy opgewonde is oor hierdie week. Nou ja, my week is lekker besig en ek's opgewonde. Dit is lekker as mens besig is en môre aand gaan ons bid. Onthou, môre aand bid ons vir al die gebedsversoeke. En stuur dit maar op ons WhatsApp groep. Julle het my nommer, as jy nog my nommer het nie, Elmarie sal hom plaas op TikTok en ek weet Rian hulle sal hom plaas ook so op Facebook. Onthou, my boodskappe plaas ek ook na die tyd op TikTok en op YouTube. En ek wil jou uitnooi, gaan ons YouTube kanaal toe en jy weet, subscribe, dis gratis. Jy weet, en my boodskap is daar ook en ek het die ander dag gehoor, party mense sê hulle luister dit later, juist daar. En op data blykbaar is dit, ek weet nie hoe dit werk nie, maar dit werk hulle beter uit om dit daar ook dan te kyk. Maar vir jou wat op ons live is, baie lekker om saam met jou te kuier en vir jou wat saam bid vir ons aanlyn kerk en ook in hierdie aanlyn kerkbediening belê. Ja, dit is jy weet, dit is altyd 'n groot voorreg dat jy weet, jy so 'n mooi groep mense het. Renier, baie dankie. Ek sien Renier het my nommer ook daar geplaas op Facebook en ja, ek wil vir jou sommer sê terwyl jy inskakel. As ons praat, ek wil dit sommer net aanraak, want dit skep 'n probleem en ek dink dit is nie net met my nie, dit is maar dwarsdeur. Daar's soveel scammers, daar's soveel mense wat mense uit geld uit wil roof. Op my lives sal julle sien, daar kom sulke mensies op met die snaakste name en met die soetste woordjies en wil graag met jou vriende wees en jy weet, wil graag aan jou iets verkoop of wil jou aan iets voorstel of en ek wil vir julle tannies ook sê, hou opval vir hierdie persone wat sê, jy het 'n pragtige profiel en ek wil graag met jou vriende wees. Tannie, los daai ou. Jy weet, ek sê vanmiddag vir my dogter, iemand het vir my in die week gesê, Tom Cruise het met haar gesels. 2 weke terug was dit Kevin Costner. Nee, dit is Chabalala hier van Soweto of van Nigeria. Pas op vir hierdie scammers. En jy kan sien op Facebook is alleenlik mense gebruik my profiel, daar's bykans 18 Pastoor Stef profiele tussen my platforms, met my gesig op, wat daar so rondgaan en geld soek. Nou mense, ek het nie, my gesig is my gesiggie, en ek het een selnommer wat ek het 'n paar nommers, maar is net een nommer, wat na die publiek op my selfoon, op my WhatsApp groepe, wat jy op kan gaan, en daarop is ek 2 groepe, Pastoor Stef, groep 1, groep 2, en 'n groep 3. En ja, nee, kyk en blok en bless net. Jy weet, ja, dit is dis verskriklik. En die ergste vir alles is, baie maande gelede het hulle my Messenger ek wil nie sê gehijack nie, maar dit is asof hulle my Messenger gebruik en lyk dit of ek boodskappe stuur. So kyk net na my selnommer, daar een wat nou op die platforms is, en daar's net hierdie een Capitec bankrekeningnommer wat op Facebook verskyn. Verder is daar niks anders te nie. Ek het nie Moses Hobbe
rekening en ek het 'n sending agenda om geld uit iemand te tap nie. Nee, hierdie is alleenlik ons aanlyndiens. En asseblief pas op vir daai scammers en hulle sal my nie glo nie. Daai pastoor Stef Profiles begin met my op te gesels. Hulle wil tot hê ek moet in hulle belê. En dit is skrikwekkend om te dink, jy weet hoe hulle operate. Nou ja, vanaand baie lekker om saam met jou te kuier. En ek is bly jy is ingeskakel en mag die Here jou ryklik seën. En Vader, baie dankie vir 'n oomblik soos hierdie wat ons gestil word voor U op 'n pragtig mooi aand op 'n Dinsdag. En 'n Here aan U al die lof, aan die eer vir U guns, vir U goedheid, vir Here, vir die beloftes in die woord, vir U krag en die lamp vir ons pad. En vanaand wil ons by U voete bly en ons wil vanaand ook hoor wat U vir ons wil sê. Dankie Here dat ons in die vrede kan wandel, wat ek Sondag oor gepraat het, en ons is dankbaar vir dit wat U besig is om te doen in my lewe en elkeen van ons lewens. En ons wil Here nie mis U plan en U doel vir ons lewens nie. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Weereens, daar's my WhatsApp groepe. Na die tyd, as jy ons groepe wil gaan, dan stuur net 'n boodskap, ek laai op ons groepe en jy sal so die boodskappe ontvang. En ja, die Here seën jou ryklik. Nou vanaand het ek het vir jou goeie nuus. Ek het vir jou 'n resep wat jou staande sal hou in jou eie moeilike omstandighede en tye. En ek wil hulle sommer nou net opnoem. In die begin, en dan gaan ek so 'n bietjie oor gesels. Vanaand gaan ek dalk 'n bietjie langer besig wees, maar begin my dit en hoor wat ek vir jou wil sê. Geloof, hoop en liefde. En ek wonder so baie keer wat dit is wat die lewe die moeite werd maak. Sê mans en vrouens vir my. Stef, hoe kyk 'n mens vorentoe in 2025 as dit voel of my hele ou kaarthuisie in mekaar val? Hoe moet ek my lewe bestuur en inrig om die lewenspad die moeite werd te maak, om ten spyte van moeilike tye nog elke oggend, elke dag te kan opstaan, weer 'n dag aan te pak waarvoor ek dalk nie lus is nie. Dan positief te bly in negatiewe omstandighede. Voordat ek hierdie stukkie besig was om voor te berei, het 'n klomp dinge deur my kop gegaan terwyl ek gedink het oor wat alles nodig is om goeie bestuur van my lewe toe te pas. Ek dink elkeen van ons het vanaand die geleentheid deur die dag in ons lewens om te gaan sit en 'n bietjie te recap en 'n bietjie te gaan mediteer oor waar's ek nou in my lewe, waartoe is ek op pad, het ek 'n visie, het ek 'n plan, het ek 'n doel, en ons het vanoggend ook by die Bybelgenootskap gesit en met soveel uitdagende tye om in mense se hand 'n Bybel te sit, om hom te skryf en te druk. En ons het ure gesit om hieroor te gesels en is nog steeds opgewonde, want God is nog steeds in hierdie saak. En dit is vir my lekker om te sê, ons is besig met opwindende tale wat ons die Bybel in vertaal. Ons is besig om Bybelse mense, die Bybelgenootskap se doel is nie om, jy weet, Bybel so net weggegee te gee nie. Daar's die Gideons, die Bybelgenootskap in Suid-Afrika se hoofdoel is om die Bybel in tale te kan op die tafel te sit en om te kan skryf en te kan sorg dat daar leesmateriaal is, dat die woord van God kragtig by manne en vroue kan uitkom. So om hierdie te kan vat en te kan toepas in jou lewe, vra dit vir my en jou vandag om 'n bietjie te gaan sit en te recap. En byvoorbeeld, wees tevrede, doen verander iets, stel jou seëninge, verwerk stres en bekommernisse, sorteer
probleme uit, handhaaf goeie verhoudings ensovoorts. Wel, al hierdie dinge wat ek oor praat, moet in plek wees om 'n sinvolle lewe te kan handhaaf. Jy en ek moet dit nie mis nie, maar toe kry ek die heel beste raad in 3 eenvoudige woorde. Terwyl ek hieroor sit en voorberei. Woorde wat so ryk aan inhoud is, dat ons seker ure en dae oor elkeen kan praat. Jy weet, dit te kan deurdink, te bedink, op het te mediteer, te ontleed en deur dit te kan stap. 3 woorde wat alles bevat om sinvol te leef. En hoor my baie mooi, vrolik op te kan staan, positief te kan bly, en uit te kan sien vir vandag, uit te kan sien vir môre. Mense is angstig en in depressie, mense staan moeg op, hulle gaan slaap moeg, en hulle staan moeg op. En dis hartseer, want daar's net nie meer ritme nie, daar's nie meer 'n doel nie. 3 woorde wat alles bevat, wat ek weet vanaand, jou weer kan laat voel, ek is iets werd en ek leef vir iets. En ek het in my eie lewe besluit geneem, dat ek gaan probeer om elke oggend, en ek wil jou uitnooi, om elke oggend hierdie 3 woorde te oordink, voordat jy opstaan, en jy ken nou hierdie 3 woorde baie goed, en dit kom in 1 Korintiërs 13 vers 13 voor. Geloof, hoop en liefde bly, jy weet, hy sê so, en liefde bly. Hierdie 3, en die grootste hiervan, is die liefde. Geloof, hoop en liefde. Na my mening in hierdie oomblik, terwyl ek met jou gesels, kom dit net so by my op, is die antwoord op is hierdie die antwoord op 'n vreugdevolle, 'n sinvolle leefstyl en lewe wat ek en jy kan handhaaf en geniet. Kom ek staan gou stil by Hebreërs 11 vers 1. Hy sê, en jy ken dit uit jou kop uit. Dit was een van die eerste versies wat ons in Grieks moes leer. Hebreërs 11 sê wat geloof is. Hy sê om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Hoe sien Stefan Andrei Pieterse die toekoms? Hoe sien Saartjie die toekoms? Hoe sien jy wat Pieter is en Kobus is die toekoms? Sien jy altyd 'n halfvol of 'n half leeg glas? Weet jy, ek glo vas, ek gaan Dinsdag aand weer hier sit. En daar is nou maar net absoluut geen rede om die teendeel te glo nie. Maar die kans is 1 uit 'n miljoen dat ek voor dit iets vreesliks kan gaan oorkom. En daarom glo ek en hoor vanaand 100% dat die Here my tot volgende Dinsdag gaan beskerm. Natuurlik is ek geensins vrygestel, en hoor my baie mooi, vrygestel van iets slegs wat met my kan gebeur nie. Nee, ek of jy nie, maar ek glo alles sal fyn wees. Ek glo in God wat my genoeg rede gee om hom te glo. En ek wil hê jy moet vanaand hierdie rede glo dat God sal voorsien in al jou omstandighede. Geloof, hoor gou, maak nie somme nie. Geloof voorspel nie die toekoms nie. Geloof is blind. Geloof berus op vertroue, spesifiek in Jesus Christus wat my en jou gered het. Dit is wat geloof is. En ja, iets kan gebeur. Ek kan omkap. Maar niks kan my saligheid wegvat nie.
Juis, omdat ek glo. Geloof. Jy sien, omdat ek glo, omdat jy glo. Ag, die Here wil vanaand vir jou, maar net weer, daai ratte moet weer begin loop, man. En jy moet net weer dit 'n bietjie begin olie. Jy moet 'n bietjie daarna begin kyk om weer momentum in jou lewe te kry. En vanaand vra jy die momentum om hierdie geloof, hoop en liefde of wees sinvol in jou lewe toe te laat. Hierdie is jou resep van sukses. Ek wil net vir Gerard Jacobs hierso gou blok. Ai. Waar is hy? Ek weet nou nie waar as ek nou nie, maar kom ons daar sy. Hoor jy wat ek vanaand vir jou sê? Paulus het gesê, as ek swak is, is ek sterk. Geloof maak dat ek die toekoms met 'n 10 pond hamer kan aanpak. Geloof. Dit bring my dat jy en ek vanaand nie uitmis dit wat God vir my en jou storie het nie. Kom ek gaan verder. As ek praat van hierdie resep en ek praat van geloof, wil ek tweedens gou by jou stil staan om hoop. Amper sê ek wil hoop aan jou kom verkoop. Ek wil jou voorstel vanaand aan hoop. Want voel jy dalk hulpeloos of hopeloos? Geen mens kan hoop hê sonder geloof nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Jy kan nie hoop hê. Jy kan nie hoop as jy nie geloof het nie. Niemand. Hoop se fondament in jou en in my lewe is geloof. Daai fondasie, geloof. Hoop kan nie op sy eie gestalte kry nie. Hoop is 'n gawe. Dis 'n lewenskwaliteit. Dit is uitsien na iets wat voor jou en my lê, wat jy nie noodwendig altyd kan teweegbring nie. Kan nie altyd teweegbring nie. Maar hoop is niks anderste. Ek het dit vanmiddag gesien. Jy hoop, jy sien dat mannetjies speel rugby en jy hoop man, jy hoop hier gebeur iets, maar daar gebeur niks nie. Nou ek wil vir jou sê, hoop is niks anderste as 'n lewensuitkyk. Dit is niks anders as 'n lewensuitkyk waarop jy self besluit nie. Ek kan preek dat ek blou raak. Ek kan rooi raak en ek kan preek dat die stoom in my oor uitkom, maar jy moet daai verwagting in jou hart laat koester. Jy moet op 'n plek aankom om jou lewensuitkyk te verander. Ek praat met jou oor daai moedelose, ek praat met jou oor hierdie topik vanaand wat jou staande hou in swaar en seer en stikkende tye. En ja, ons het elkeen ons uitdagings. Maar ek kyk hierna en ek besef dat hoop kan nie op sy eie gestalte kry nie. Ek moet 'n besluit neem om hierdie lewensuitkyk in 'n ander rigting in te vat. Ek kan nie hoop vir jou kies nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Al bid ek saam met jou, of vertrou ek saam met jou. Ek kan dit nie vir jou kies nie. Ek kan probeer om vir jou hoop te gee. En dis wat ek doen in my boodskappe. Dit hang net af of jy my sal glo vanaand. En dat jy God onvoorwaardelik sal vertrou en die woord sal vat en dit jou nou maak. Kom ons probeer. Boeta, Sissa, wil jy hoop hê vir die toekoms? Vir jou eie lewe? Soek jy weer 'n silwer randjie om hierdie donker Suid-Afrika
Kom ek gee jou hoop met net 4 woorde. God is in beheer. Nou hang dit vir my af of ek dit gaan glo. Dit hang van jou af, dit hang van ons af of ons dit gaan glo. Hy is in beheer van jou lewe. Hy is in beheer van jou probleme. Hy is in beheer van Suid-Afrika. Alles. Maar as jy dit glo, kan jy hoop hê. In jou besigheid, in jou huwelik, in jou verhouding, in jou finansies. Ag, en as jy nog sukkel, kom ek en jy gebruik 'n bietjie common sense. Is jy miskien gister vermoor? Het jy kos gehad om te eet? Het jy 'n dak oor jou kop? Ag, weet jy, dit sal waarskynlik volgende week ook nog so wees. Nou wat sê ek vir jou? Gebruik jou geloof om vir jou hoop te gee. 1 Petrus 3, kom my en, ag ek is so lief hierdie vers, hy sê in vers 15, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen van julle in verdrukking. Hy sê so wat van julle 'n verduideliking eis. Hoor wat sê, hy sê, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Lewe daar hoop in jou lewe. Lewe daar hoop in jou. Hierdie is jou resep vanaand. Ek het vir jou gesê, geloof is die fondasie vir hoop. Nou staan ons stil en ek praat met jou oor liefde. Dit is regheid van God af. In 1 Johannes 4 sê hy in vers 8, God is liefde. Jy kan nie liefde hê sonder God nie. Jy kan ook nie liefde hê sonder hoop nie. God het ons baie, en as ek dit sê, dan wil ek kan dit nie meer uitdruk en beklem. God het my en jou baie spesiaal geseën deur iets. Hoor wat ek vir jou sê, deur iets van sy eie goddelike wese in jou en in my in te bou. En daarom as ons mekaar bemoedig, kan dit net gebeur as dit met liefde gepaard gaan. As ek jou lief het, sal ek jou aanspoor tot groter hoogtes. As ek vir jou lief is, sal ek nie jaloers wees nie. As ek lief is, dan sal ek vir jou die beste wil hê. As ek vir jou lief is, gun ek vir jou om te groei. As ek vir jou lief is, sal ek jou nie aftrek nie. As ek jou lief het, hoor wat ek vir jou sê, sal ek Jesus se hande en Jesus se voete vir jou wil wees. As ek lief het, kan ek vorentoe gaan. Ek praat met jou oor daai hoop, daai geloof, daai liefde. Liefde vir God, liefde vir God se kinders, en ja, selfs liefde vir God se vyande. Dis 'n moeilike een, of hoe? Ek het 'n paar vyande, en daar's 10 teen 1 vyande wat ek nie eens van weet nie.
As ek lief het, stel ek myself laaste. As ek jou lief het, stel ek myself laaste. Ek hoop, dit sink in. As ek jou lief het, stel ek myself laaste. Ander eerste. En weet jy, liefde bring positiwiteit. Hy sê, nou wys ek jou, hoor wat sê hy, wat nog die allerbeste is in 1 Korintiërs 13, begin my om hierdie vir jou te lees. Sit net 'n bietjie en wees soos 'n spons en vat vanaand hierdie in. Hy sê in 1 Korintiërs 13, nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie. Het ek 'n stuk klikkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en ek het al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is dit niks nie. Al deel ek al wat ek het aan ander uit en ek gee al my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, dan baat dit my niks nie. Die liefde is geduldig, is vriendelik, dis nie afgunstig nie, dis nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belange nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, dit glo alles, hoop alles, en dit verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die gawe van ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou en van kennis sal uitgedien word. Want ons ken maar gedeeltelik en ons profeteer maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek, hoor wat sê hy in vers 12, nou ken ek net gedeeltelik. Maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. Hierdie stukkie het ek al baie lank by stil gestaan. Nou ken ek net gedeeltelik. En selfs in moeilike, swaar tye verstaan ons nie hoekom en waarom. Hy sê, so nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde, hier en liefde bly hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. Geloof, hoop en liefde. Hoe lyk dit? Sien jy kans vir die toekoms vanaand?
sien jy kans vir daai storm wat teen sit. Ek wil vir jou sê, ek kon dit nie vanaand aan jou beter oorgedra het. Want hierdie is die resep wat ek en jy sal kan staande bly as ons hierdie bestanddele vat en toelaat dat dit in my lewe en in jou lewe begin reis, begin groei. Jy weet, as jy sekere bestanddele uithaal in 'n resep, dan val hy koek plat, of hy brand vas. As jy die oond oopmaak, dan val hy so gat in. Hierdie is jou resep en my resep vanaand. Geloof, hoop en liefde is my resep wat my staande hou in moeilike tye, wat my hoop gee, wat my geloof versterk, wat dit laat groei. En vanaand weet ek, jy wat luister, het dalk nodig gehad om hierdie te hoor, en mag die Here Jesus vanaand vir jou kom stil staan, en klink ek nou amper soos een van die ou predikante. Hey, party mense het ek al gehoor bid, en dan wonder ek partykeer, en die Here self wonder wie bid nou hierso, want hy vloek Jesus 'n matroos, en as hy bid, dan sit, o Here, en hy sleep daai tonggetjie. Jy gaan nie God bewoon maak as jy weet, begin bewerig raak, of jou tonggetjie bietjie sleep, en nee, God is gees. Maar ek dink net, ons moet net onsself wees voor God. En vanaand kan ek en jy reguit vir mekaar sê, dat hierdie is die bestanddele vir 'n hoopvolle toekoms. Hier is die bestanddele wat ek en jy vanaand kan toepas en toelaat, en dis waar jou sukses, dis waar jou deurbraak, dis waar herstel, dis waar genesing plaasvind. En Here, dankie vanaand vir die voorreg wat ons het om vir mekaar te kan bid, en vanaand hierdie woord te kan vat, en dit myne te kan maak, en hierdie bestanddele, en hierdie resep van sukses, hierdie resep van deurbraak, hierdie resep van aanhou, en nie handdoek ingooi, die resep van opstaan, die resep vir nog 'n ronde. Geloof, hoop en liefde. Dankie vir hierdie fondasie van geloof, Here, wat ek kan neerlê en daarop kan hoop bou in my situasie. Here, U ken elke man en vrou vanaand se hart, U weet van elkeen se seer, elkeen se behoefte, elkeen se hongerte van begeerte vir verandering en van deurbraak. Dankie dat U vir hulle deurkom. Dankie vir genade, dankie vir liefde, dankie vir U woord. Seën, versterk en vertroos elkeen wat vanaand ingeskakel is. In Jesus se naam. Vat hierdie en leef dit. Glo dit. Staan op dit. Bely dit. Kyk uit om môre aand saam met jou weer te kuier. Amen. Kuier môre aand tussen 8 en 9, en as jy gebedsversoeke het, meer as welkom om dit te stuur vir jou. Ek wil in 'n besonder vanaand dankie sê vir elkeen wat ook hierdie blad ondersteun finansiëel. God bless. Dankie daarvoor. Die Here seën jou. En dan wil ek ook sê, ek sien hoeveel van julle vir mekaar bid. En kom ons hou dit, jy weet, in gedagte, om nie op te hou om goed te doen aan mekaar nie. Nie op te hou vir mekaar te bid. En op die markplein Jesus se hande en voete te wees nie. Dis so nodig. Dis so nodig.
Jy moet 'n lekker aand hê. En wees warm en wees veilig en soek die Here. Vat hierdie beloftes wat ek vanaand gaan lees, dit weer Korintiërs 13, gaan lees Petrus, gaan lees en maak dit joune. Amen. Sien julle môre aand. Die Here seën.